Vir die laaste 3 weke het ons bietjie gekyk na God as Vader. Vandag sluit ek af met God as ewige, regverdige Vader. Om God regtig te verstaan, moet ons 'n verhouding hê met Jesus Christus. Want Jesus en die Vader is een, deur sy Heilige Gees. So wanneer ons praat van God die Vader, en ons praat van God as Jesus, praat ons van een God. Baie keer raak ons lekker deur mekaar as ons kom by die Drie-enige God, want ons verstaan nie altyd hoe Vader, Seun en Heilige Gees een is, maar hulle is een in God se wese, en net God verstaan daai ene. Dankie Vader, ons is nie God nie, en hy weet hoe om dit te hanteer daar waar hy is. So vanoggend gaan ons eintlik kyk na Jesus en die Vader, en hoe hulle twee saam met ons 'n verhouding wil skep. Want die Christelike geloof is nie regtig 'n geloof waar ons net wette moet volg nie. Dis eintlik 'n verhoudingsgeloof. Verhouding tussen God en ons as sy kinders. En as ons nie 'n werklike verhouding het met Jesus Christus nie, sal ons nooit regtig God die Vader kan verstaan nie. En so vanoggend wil ek graag uit Jesaja, en jy sal sien op julle kerkprogram, sê dit Psalm 9 vers 5, dit was my fout, ek het verkeerde lesing gegee aan Meyer, ek vra verskoning daaroor, dit is eintlik Jesaja 9 vers 5. Vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee, hy sal heers, en hy sal genoem word, wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. En dan gaan ons oor na Johannes toe, Johannes 17. En Johannes 17 is 'n gebed waar Jesus vir God bid. En hy vra God, ek wens ek kon u kinders uit die wêreld uithaal, want die wêreld waarin hulle leef is nie 'n wêreld waar ek wil graag u kinders beleef nie. Maar omdat hulle in hierdie wêreld leef, ek vra, beskerm hulle van die wêreld. En dan lees ons hier aan die einde van hierdie wonderlike gebed, Johannes 17 vers 25 en 26. Regverdige Vader, die wêreld ken u nie, maar ek ken u. En hulle hier weet dat u my gestuur het. Ek het u naam aan hulle bekend gemaak, en ek sal dit verder bekend maak, sodat die liefde wat u aan my bewys het, in hulle kan wees, en ek ook in hulle. Vanoggend as ons kyk na die ewige Vader, kyk ons na 'n Vader wat geskei is tussen mens en God deur die sonde. Maar Jesus Christus is daai brug wat ons en die Vader kan by mekaar bring, sodat ons die Vader kan leer ken as 'n God wat vir ewig leef. God is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, lees ons in Openbare. God se liefde het geen einde nie. Toe God die wêreld geskep het, het hy aan ons gedink as sy kinders. En wanneer God ons geskep het, het hy gehoop ons sal die ewigheid saam met hom leef. Maar ongelukkig, deur dit wat Adam en Eva gedoen het, het ons ewigheid nie werklikheid geword nie, in die vlees. Maar toe Jesus gekom het, en hy op die kruis gesterwe het,
kon ons die ewige lewe saam met die God dit gaan geniet. Die oomblik wanneer ons sê, Jesus, U is my verlosser, U is my Heer. En so God die Vader is vir ewig God. Want hy is dieselfde van gister, vandag en tot die einde. Hy verander nooit nie. En omdat God nooit verander nie, kan ons hier verhouding hê met hierdie wonderlike God wat nooit verander nie. Weet nie van julle nie, maar ons verander maklik. Een oomblik is ons gelukkig, die ander oomblik is ons vol woede en die volgende oomblik is ons hartseer en ons is wisselvallig. Maar God, toe hy die wêreld geskep het en toe hy Jesus gestuur het, is dieselfde God. En dieselfde God wat Jesus sê het, hy kom weer, is die God wat ons gaan saam met hom in die ewigheid kan leef. Gister het ek 'n begrafnis gedoen. En in die begrafnis het ons onthou van die vrou wat vol lewe was. En in 'n oomblik is daai lewe weggeneem en sy is oorlede. Maar ek kon vir die familie sê, al is haar liggaam dood, haar gees lewe saam met God. En daar's hoop vir hulle en vir ons. En dieselfde vir ons. Ons het hoop in Jesus Christus. Dat ons die Vader gaan ontmoet en in sy teenwoordigheid kan sit en saam met hom die ewigheid kan ingaan. Ek kan nie wag vir daai dag nie. Om by die voete van God die Vader te sit en op te kyk na hom en sê, wow, dankie Vader. Dankie dat U my so lief gehad het. Dat U U seun gestuur het sodat ek die ewige lewe kan geniet saam met U. Ek weet nie van julle nie, maar ek kan nie wag vir daai dag. Waar ek in die teenwoordigheid van God gaan sit en hom kan loof en prys saam met die engele. Dan Maxie gaan lekker orgel speel daar in die jong. En die voorsangers gaan saam die Here aanbid en ons intrek en ons gaan saam die Here loof en prys. En ons gaan dit doen tot in ewigheid. Maar dit kan net gebeur omdat ons 'n regverdige God het. Van God se regverdigheid sê, ek wil julle as my kinders ook 'n regverdige lewe gee. Wat beteken dit? Regverdigheid beteken dat God ons moes hel te stuur omdat ons so sondige mense is. Maar hy het in die gape gestaan en sê, wow, ek wil nie hê my kinders moet vir ewig doodgaan nie. Ek wil hê hulle moet vir ewig lewe. En so God het in daai gape gestaan en sê, ek gee my seun, sodat ons deur Jesus kan lewe. En so wanneer ons kyk na daai prentjie, ons kan sien die een kant is ons en die ander kant is God. Saam speel. Ek wil graag die Engels lees. Efesiërs 2 vers 8 en 9 sê, ons het dit genade, grace through faith, not human effort, not works. Ons kan nie ons weg na saligheid toe uitleef nie. Onmoontlik. Ons is net te sondig om dit te kan doen. Maar die regverdige God het gesê, ek is 'n genadige God. En deur my genade kan U na my toe kom. So ja, goeie werk is belangrik want ons moet werk vir guld. Maar ons saligheid, ons ewige lewe kom nie uit werke nie, dit kom deur Jesus Christus. En dan sien ons daar, Romeine 5:8 sê, ons was sondaars.
Maar Jesus het gekom om die prys te betaal vir u sondes en myne. So dis deur die liefde en die genade van Jesus Christus dat ons 'n verhouding met God kan hê tot in ewigheid. Die Hemelse Vader kom na ons toe en hy maak ons nuut. Hy maak ons vry. En die oomblik wanneer ons in Jesus Christus vrygespreek het, kry ons 'n nuwe liggaam, kry ons 'n nuwe manier van dink en doen. Ek weet nie van julle nie, maar as ek terugkyk na my eie lewe, het ek 'n bietjie rof gewees. Maar die oomblik toe ek Jesus aanvaar het as my verlosser, het my lewe begin verander. En het dinge in my lewe begin nuut word. En hoe meer ek Jesus aanvaar en hoe meer ek soos Jesus uitleef, hoe meer en meer word ek soos die Vader. Vol genade, liefde en regverdigheid. God bring verandering die oomblik wanneer ons hom aanneem. En die verandering wat hy bring is partykeer drasties, partykeer vir 'n tyd. Ek sal nooit vergeet toe die Here my geroep het om in die bediening in te gaan. En ek het na my ma toe gegaan en sê, ma, ek gaan 'n predikant word. Sy sê, Gavin, nie 'n manier nie. Daar's nie 'n manier dat jy 'n predikant kan word nie, want jy lees nie, jy meng nie met mense nie, en jy's te skaam. Ek weet nie, ek voel die Here het my geroep om die Here voltyd te kan bedien. Weet julle wat? Ek het vir 'n hele 3 jaar gewag om daai roeping te toets. En in daai 3 jaar het die Here my begin verander en die mens wat ek nou is. Ja, ek is nog steeds skaam. Ek hou ook nie van baie mense nie. Alles wat kom my koek en tee tyd, dit is nie my storie daai nie. Ek is okay met voor die kerk te preek, maar koek en tee ding is nie my storie. So ek wil julle bemoedig, as julle voel God roep julle om iets te doen, moenie bang wees om jou hand op te steek en sê, Here, gebruik my. Ek weet nie hoe nie, maar die Here doen dit. Want omdat hy 'n regverdige God is, wil hy ons verander in sy beeld, sodat ons sy beeld kan uitstraal aan 'n wêreld wat seer en gebroken is. En so Jesus vat ons waar ons nou in die sonde leef, en ons gaan oor na God wat vir ewig leef, deur Jesus Christus. Maar dis 'n keuse wat u en ek moet maak. Gaan ons daai keuse ons eie maak, of het Jesus op die kruis vir niks gesterwe nie? Ek weet dat ek weet, Jesus het op die kruis gesterwe vir my sondes en vir u sondes. Maar u moet daai storie jou eie storie maak. Ons moet Jesus sê, Here, kom woon in my deur u liefde en u genade. En dan daai verhouding wat Here wil hê met ons word 'n werklikheid. En ons kan daai wonderlike verhouding uitleef in hierdie gebroke wêreld. Jesus kom na jou en my toe vandag en sê, ek is die brug tussen sonde en ewigheid. Neem my en maak my nuut, maak my vry. Ek wil jou graag 'n vraag vra vandag. Ken u die Vader? Het julle 'n verhouding met God die Vader?
Gaan julle by Papa God gaan sit en hom vertel hoe hy voel, wat hy dink, wat sy planne het hy? Of is hy bang om in God se teenwoordigheid te kom, want hy weet, jou lewe is nie reg nie. En die goeie nuus is, ons hoef nie na God te kom met 'n pragtige, volmaakte lewe nie. Nee. Ons kom na God toe in ons gebrokenheid, in ons sondigheid. En hy is die een wat ons nuut en vry maak deur Jesus Christus. Baie keer as ek met mense op hulle sterfbed deel en ek weet hulle lewe was baie kleurgolvig geweest. Hulle het dinge gedoen en gesê wat regtig nie baie mooi is nie. En dan vra die familie my, Kevin, gaan my geliefde hemel toe? En dan kan ek sê, net deur genade, hooplik het daai persoon die Here geken voordat hy sy laaste asem uitgeblaas het. Maar hoekom moet ons wag totdat ons amper doodgaan voordat ons hierdie verhouding kan geniet met God? Maak nie saak of jy 15 of 50 is of 100 is nie. Die Here wil graag nou 'n verhouding met ons hê, sodat ons in sy liefde gaan wandel, in sy teenwoordigheid kan wandel, en al die gawes en al die vreugde en die vrede wat die God wil gee, ons kan nou dit aanvaar. En waar ons eendag in die hemel beland, dan gaan dit ons net aan met die lewe wat ons nou al ken. Maar dit begin om te sê, Jesus, neem my lewe, maak my vry, sodat ek saam met U die ewigheid kan ingaan. Amen. Laat ons saam bid. Ek wil graag jou oomblik gee om net stil te wees. Jouself die vraag te vra, waar is ek met God? Hemelse Vader, dankie. Dankie dat ons 'n verhouding met U kan hê, deur U Seun Jesus Christus. Die Heer, U ken elkeen van ons harte. En as ons harte nie reg is met U, help ons om ons sondes te bely en U te aanvaar as ons verlosser en Heer. Dankie dat ons U kan nie vra, lewe, Here, neem my lewe oor. Maak my vry, maak my nuut, maak my skoon. En dankie dat U dit doen, omdat U 'n liefdevolle, genadige God is. So ons dankie, Vader God, dat ons elke oomblik en elke dag U kan Papa noem, en weet dat U met ons kan gesels en ons kan wysheid gee en ons kan leiding gee om in hierdie lewe te kan wandel. So ons gee ons lewe oor aan U. Ons vra in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen. Ons gaan afsluit met die lied, neem my lewe. Laat dit Heer U gewy wees meer en meer.